Daar is hy. Goeienaand almal, tweede keer. Nou, soos om seker is het almal gegroet. Dankie Wimpie, dankie Charles, dankie vir julle dat ek vanaand hier kan wees. En ek hoop dat dit vir julle tot waarde sal wees wat ons met mekaar gaan deel, want jy weet ek ry nou, maar voor ek nou begin praat wil ek net eers sê, hulle het nou almal bedank, maar hulle het jou nie geluk gewens nie. Hierdie man met die baie grys hare hier Albert verjaar, hy word 70 vandag. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Het is belangrik dat ons daai familieskap in ons volk weer begin terugbring, want dit is wat die tye wat nou kom definitief tot gevolg gaan hê, is om weer ons familieskap, die dae, julle sal weet, die ou mense, veral die ouer mense, waar hulle gepraat het van oom en tannie, waar hulle gepraat het van boet en sis. Nou dit klink miskien oudtyds en hoe ook al, maar daar's iets diepers in dit. Ons was so gehegte volk, dat ons eintlik familieterme vir mekaar gebruik het. Verstaan? Jy het sommer 10 oumas gehad, diep van. Die kind het geweet, hierdie oumas is regtig my ouma, en daai is regtig my oupa, of oupas. Maar ons het van oom en tannie en sis, en ek dink, en dis hoekom ek ook die gelukwensing gedoen het, want ons moet daai empatie vir mekaar en daai gesinskap, familieskap, gemeenskap, wat dan bou na volkskap toe, moet ons begin leef. Want ons is so geneig om met mekaar kort van draad te wees, so, dan is dit oorlog. En ek dink, ja, die tye wat kom gaan dit verseker verander, want ons gaan mekaar nodig hê, baie nodig hê, ons skepper en mekaar. En jy weet ek, baie dae, omdat ek so op hierdie ding is, en die navorsing doen, my navorsing vat my elke dag ure, want 'n ou moet op hoogte wees, van wat in die wêreld aangaan, want ek voer gereeld onderhoude met joernaliste in die buiteland, Hollanders, Duitsers, Hongare, Pole, Amerikaners, BBC, CNN, gereeld word daar onderhoude gevoer, en dan moet 'n ou weet as hulle jou vra oor Pakistan en Indië, wat nou die laaste 2 dae mekaar se vliegtuie en bomme op mekaar werp, dan moet jy dan weet wat aan die gang is. En dit vat 'n ou baie ure, en wanneer jy nou daai ure spandeer, dan kan jy maklik amper, ek wil nie sê die woord verwyd gebruik nie, dis die verkeerde woord, maar jy kan amper mense kwaadlik neem, omdat hulle nie die erns en die toestand van wat die wêreld en Suid-Afrika tans in beweeg, dan voel jy half amper soos Nehemia wat jy vanaand uitgelees het, wat die manne se baarde uitgeruk het. Jy voel, Jesus, kan ek hierdie ouens se baarde uitruk nie? Kan hulle nie sien wat is besig om te gebeur nie? Maar met my vergadering nou, of die kamp wat ons gehou het, die opleidingskamp in Pretoria, verlede naweek, wat ek in Pretoria was, en ek is daar ook in 'n gastehuis, en ek is in daai gewoel, en as hy tolhek, en dit is Zambesi, nou ek ken Pretoria goed, ek het my hele staande mag, weermag was ek daar gewees, en jy sien daai gejaag, en jy weet, daai ou staan 5 uur op, 4 uur, half 5, om betyds by die werk te wees, dan is dit werk, dan sit in hy spitsverkeer huis toe, kom 7 uur by die huis, moeg, skop skoene uit, eet, gaan slaap. En dan besef ou ook tog, dat jy empatiseer en empatie kry met die mense, dat nie almal kan ure per dag belê in wat aangaan. En dit is, voel ek my roeping nog al die jare, al 25 jaar, met al die aanslae wat jy denkbaar aan kan dink, om ons tot nie terug, maar was gewees om, en dit is die doel van 'n brandwag, is om daai werk te doen, terwyl julle die meeste van die tyd aangaan om die pot in die kook te hou, die landsekonomie aan die gang te hou, en wat ook al daarmee saamgaan. En ek neem daardie verantwoordelikheid op, en ek kom deel dit met u, want ons staan midde geweldige tye. Jy weet, ek lees nou wat Jesus vir ons gesê het, die wat die heilige naam gebruik, Yeshua, ons Messias, wat hy vir ons gesê het, dat ons gaan gerugte hoor van oorloë, in vers 6 van Matteus 24, vers 7, dan begin die een nasie teen die ander een opstaan, en dis wat ons nou begin sien. Ons sien hoe Rusland begin opstaan, dan nou in Oekraïne teen NAVO. En NAVO is die hele Europa. En
Engeland en Amerika. Daar's al meer lande nou in die huidige konflik, net in Oekraïne, direk en indirek betrokke, as toe die Tweede Wêreldoorlog verklaar was as 'n Tweede Wêreldoorlog. En dan sluit Monsignor se gesig baie mooi daarby aan. Jy kan nie glo dat hy 100 jaar terug dit so akkuraat kon sê nie. Hy sê wanneer ons die Derde Wêreldoorlog sien, met ander woorde offisieel, amptelik, koerante sê dit, dan is hy reeds ver gevorder. Nou ja, ek wil nie aan al die detail ingaan nie, ek kan ingaan op die logistiese teikens in Amerika. Julle sal onthou 'n jaar gelede en 'n jaar en 'n half voor, dit is daar 1876 voedselaanlegte, fabrieke aan die brand geraak, ontplof, kunsmisfabrieke. Nee, dis logistiese oorlogvoering. Dis gewoonlik waar jy eers begin. Maar ek wil nie daai detail ingaan nie, dis 'n aanbieding op sy eie. Ek wil dit vir julle so eenvoudig as moontlik hou. So op hierdie stadium wat my aanbetref en wat Emmanuel Todd, dit is seker die mees intellektuele persoon van Frankryk, Douglas McGregor, 'n voormalige adviseur van die Withuis in die vorige Trump-termyn, Richard Black, gewese senator, voormalige senator van Amerika, Gerald Celente, seker een van die 5 of 10 top ekonome van die wêreld, wat almal sê ons, we are already in the Third World War. En as jy kyk wat die Bybel sê in Jesegiel 8:39, waar God sê, ek sal vir Rosh, dis Rusland, jy kan dit maar gaan Google, hoe is Rosh? Rusland. En al sy bondgenote, Mesege, Tubal en Persie en die Kusiete. Ons sien hoe die Kusiete, dis die Afrikane, het nou vir Frankryk daar in Chad en Ivoorkus en Niger uitgeskop. Ons sien hoe dit in die hele Afrika gebeur. So ons sien die bondgenootskap met Rosh, wat Jesegiel presies. Jy weet, ek sê nou dat vir iemand, 'n mens, ek kan my geloof verloor omdat ek swak is. Maar ek sal nooit meer kan sê daar's nie 'n God nie. Wie kon 2400 jaar terug vir Jesegiel so akkuraat die moontlikheid wat gaan uittrek vir die oorlog by die naam noem, met sy bondgenote by die naam noem, en vanaand sit ons hier en ons sien hy bondgenote en hy het uitgetrek vir die oorlog 2 jaar gelede in Oekraïne. Toe hy uitgetrek het, te vra mense vir my, het Rusland nou die oorlog begin of wie? Dan sit ons beskuldigings. Toe sê ek nie, God het. Toe sê ek, hoe bedoel jy nou? Sê ek, ja, die Bybel sê, God sê ek met 'n hoofletter, sal Rosh hak aan die kakebeen en hom uitlok om uit te trek vir die oorlog. Nou daai hak kan ek 'n aanbieding vir u gee, van hoe NAVO uitgebrei het, hoe James Baker, voormalige sekretaris-generaal van Amerika in 2002 vir Mikhail Gorbachev beloof het, NAVO sal nie 1 sentimeter ooswaarts uitbrei nie. Hy het die belofte gemaak. Die belofte was juis omdat Rusland vir Mikhail Gorbachev gevra het, luister, kom ons breek die muur in Berlyn af, daai Oos in Duitsland muur, kom ons breek hom af. Toe sê Rusland op sy beurt, hey, wow, hierdie Duitsertjies het 20 miljoen van my soldate doodgeskiet. Ek kan net hierdie manne se muur afbreek, die môre is hulle weer op my voorstoep. Toe sê James Baker vir hom, okay, ons sal nie 1 sentimeter NAVO uitbrei weswaarts as jy teken dat ons die Berlynse muur afbreek. Nou, u kan maar gaan kyk, hoe het NAVO uitgebrei? Sedert nie. Dis 'n aanbieding op sy eie. Maar die uiteinde daarvan is, letterlik al die lande op die Russiese grens, Estonia, Latvia, Lithuanië, Roemenië, almal is nou NAVO-lidlande soos ons vanaand hier sit. Die Amerikaners het 'n langafstand missiele in Roemenië gaan plant. Dis op die grens van Rusland. In Oekraïne, in Estonia, in Latvia. So dis net die uitlokking. Nou vat ek die geestelike, die Bybel, want sy tanders is altyd gees en vlees. Altyd, die twee loop saam. So daai uitlok sê die Bybel net God het hom gehad. Hoe het hy hom gehad? Hoe het hy hom uitgelok? Ek het nou 'n bietjie vir u vertel van NAVO. Ons kan verder gaan en sê die langafstand missiele wat Oekraïne die afgelope tyd afvuur in Rusland in Kursk, in Rostov, in Belgorod, daar waar die grootste tankgeveg in die Tweede Wêreldoorlog was, in die hele Tweede Wêreldoorlog, Belgorod. Gaan kyk wat skiet Oekraïne stukke, olie aanlegte, olie raffinaderye,
oliedepots, brandstof. En dit is die voorbeeld wat ek vanaand wil gebruik, want daar's baie voorbeelde waaroor ek met u kan gesels. So in kort net, dis die tyd waar ons is. Rosh is gehak in die kakebeen. Hy het klaar uitgetrek vir die oorlog. Die oorlog wat die Bybel van praat. Dit wat Jesus vir ons sê, toe hy sê, die een nasie sit en die ander een opstaan. Ons sien nou Pakistan en Indië het mekaar nou begin tackle, as ek dit so kan sê. En Jesus het vir ons gesê, nadat daai een nasie teen die ander begin opstaan, dan gaan daar 'n tyd, dan gaan daar vervolging op die Christene kom, ook in daai tyd, en dit gaan die ergste verdrukking en tye wees as wat ooit was. So Tweede Wêreldoorlog word oortref, Eerste Wêreldoorlog word oortref, pandemiese peste en pla word oortref, en ook nooit weer sal wees nie. En dan is dit belangrik dat ons wat hier sit vanaand moet begin besef, dat ergens langs hierdie pad af, gaan hierdie toestand totaal verander. Totaal verander. Erger as ooit. En nou kan mense sê, ja, maar hulle het 200 jaar terug gedink is die einde van die wêreld, en hulle het 500 jaar terug so, ek hoor, en ek verstaan, en ek stem saam, die verskil is, 200 jaar terug, 500 jaar terug, was al hierdie tekens van die eindtye, was in 'n geïsoleerde lyntjie, of 2 lande, of 3 lande. Nou as daar 'n virus uitbreek, of 'n pandemie, of 'n plandemie, dan word die hele aardbol ingeënt. Verstaan wat ek sê? Wanneer daar nou oorlog gepraat word, dan is dit Rusland met sy bondgenote teen NAVO. Dis die hele Europa. Dis Amerika. Dis die hele aardbol wat besig is om nou in konflik. Die Midde-Ooste weet ons, met Israel, Palestina, Libanon, Gaza, Egipte, Sirië wat hulle nou ingeval het, paar weke gelede. Die hele wêreld is besig om in oorlog te verval. Dis die eerste keer in 6000 jaar wat die hele aardbol op die punt staan van oorlog. Wat klaar begin het, want hy gaan nou eskaleer. Dis wat hy gaan doen. Hy gaan nie anders gaan nie. Met hierdie vredesonderhandelinge is alles politiek. Ons ken al die politiek. Hoe het hulle vir ons politieke beloftes gemaak in die laat 80s, vroeë 90s? Stem ja, stem nee, dis wat dit gaan wees. Wat het van al die beloftes geword? Weet jy wat het daarvan geword? Jy sit vanaand hier en ek staan vir 25 jaar hier. Dis wat daarvan geword het. Alles leuns, alles bedrog. As net een plek waar jy geen leuen kry nie, dis in die woord van God. So. En dan moet jy net kyk hoe die groot dinge en die spel besig is. En as jy daai twee bymekaar bring, dan is daar nie baie ruimte vir fout maak nie. Dit is wat ons gelei het, dis wat ons voorouers wat oorleef het. Dis wat ons begelei het deur 6000 jaar. En dis wat ons gaan lei in dit wat nou kom. Nou ek het nou vir julle verwys na die teikens in Rusland, olie. Ons het gesien dat in die Biden administrasie het die voormalige sekretaris-generaal van Amerika gesê dat wanneer daar 'n oorlog uitbreek tussen Amerika en Iran, Israel en Iran, dan sal hulle twee hoofsaaklike teikens, die een is dat hulle sal die kernaanlegte sal hulle teiken en dan ook die olievelde van Iran. Nou Iran reageer ook toe daarop en hy sê, en hy het dit nou die dag weer herhaal, ek het dit op een van my video's geplaas wat ek in die weeklikse video's op YouTube vir julle plaas, het ek die ou van Jemen, sy Houthis, sy segsman, het ek vir julle die stukkie video gespeel, waar hy dit nou weer gesê het, maar Iran het dit reeds by paar geleenthede gesê dat wanneer hierdie oorlog uitbreek en hulle aangeval word, dan sal hulle onmiddellik die hawens, die oliedepots, olieopgaarplekke, brandstofopgaarplekke, sal hulle dan onmiddellik bom. Van Saudi-Arabië, Bahrein, United Emirates, Kuwait en nog 'n paar ander lande, wat hulle onmiddellik gaan aanval. Nou gaan ons dan brandstof kry. Want 80% van ons ru-olie kom vanuit die Midde-Ooste uit. Gaan ons dan brandstof kry? Is dit nou waarom siener se gesig? Ek sê nie, ek is versigtig om gesigte
interpreteer, maar hy het 'n gesig wat sê die karre staan op die bilte, brandstof is op, is die brandstof nie. Wel ek sê vir julle vanaand, as ek kyk hoeveel brandstofopgaarplekke die Oekraïne van die Russe al gebom het, gaan kyk die video's, ek sit hulle op die video's, dan sien ek dat energie by name brandstof is 'n groot teiken, hy's klaar 'n teiken, hulle skiet klaar die Russiese opgaarplekke van brandstof. So dit sien jy klaar, jy hoef dit nie te dink en wonder daaroor nie, jy sien dit. Dan hoor jy Iran sê, ek gaan julle oliedepots en julle hawens waar die olieskip gelaai word en uit hoe maklik skiet jy 'n hawe weg met een ballistiese missiel. Weet ek nie wanneer daai hawe weer olie sal laai nie. En dan, waar staan Suid-Afrika dan? Ons het 'n geoloog, ek wil nie te veel detail gee nie, dat ek nie daai detail gee nie, want dan gaan hulle dit kan nie weet klaar wie dit is van Suid-Afrika. Maar 'n baie senior persoon, baie senior. En hy was nou werksaam, dis maar net so ietsie wat op die grond gebeur. Hy was nou werksaam in een van hierdie Midde-Oosterse lande, waarvan baie van ons brandstof vandaan kom. En die koninklik is dit hom ingeroep. Ek dink hy's maar soos die Josef, hy het 'n baie aangename geaardheid, baie eerlike ou, vreeslike eerlike persoon. En hom ingeroep en gesê, die besluit vir die Iran-Amerika-Israel oorlog is klaar geneem. Maar niemand weet wanneer nie. Hy het vir die ou gesê, dit kan 24 uur wees, dit kan 72 uur wees, dit kan 48 uur wees, dit kan weke wees, en dit kan maande wees, ons weet nie. Maar ons hou van jou. Gaan jy terug Suid-Afrika. Ons betaal jou volle kontrak, al die finansies wat rondom dit gaan. En daai persoon het al 'n week gelede, 2 weke nou al, teruggeland in Suid-Afrika. Hy het vir ons sê 24. Ons weet nie wanneer nie. Ons weet die besluit is geneem. So nou is dit net besig om die vliegdekskepe kom in en by Rio de Janeiro, daar by die Amerikaanse militêre basis wat daar in die Atlantiese, in die Indiese Oseaan lê, so 3000 km van die Houthis en van Iran af. Daar weet ons is nou vliegdekskepe, ons weet van die B-25 bomwerpers, waarvan daar 7 van die 28 wat Amerika het, is nou daar. So jy kan sien hoe hierdie oorlogsteater besig is om opgestel te word. Dis nou al wat nou gebeur. Moenie dink hierdie tyd wat nou nie iets uitbreek, is 'n tyd van kalmering. Vergeet dit. Moet jou nie laat blaf deur hierdie vredespraatjies nie. Hitler het in die Tweede Wêreldoorlog vrede gereël met Stalin. En hulle sê dit het hoeveel dae gevat vir Stalin om te glo hy's aangeval toe die Duitsers oor die Russiese grens gaan. Want hy het gesê as jy manier nie. Hitler het vir my gesê ons het beteken ons gaan nie mekaar beklei nie. Hierdie is 'n tydspel nou om nou al die nodige dinge, want hier kom 'n geweldige oorlog. 'n Oorlog wat 'n effek en 'n impak op jou hier gaan hê op straatvlak, wat jy nog nie in die land gesien het en beleef het nie. Glo my, laat die tyd dit toets. Die profete sê dit vir my baie duidelik. Wat ek hier sê is profeties, maar nie almal vir een of ander rede. Ek dink is maar die sondige natuur. 'n Mens is maar geneig om teen die geestelike te skop. Ons is maar in sonde ontvang en gebore. Ons is maar lief om eerder die verkeerde te glo of nie. So daarom bring ek baie vlees in, feite in. Maar ons probeer die twee saamloop. So alles wat ek hier sê is deur die profesie en die profete so voorspel. So nou kom nou na Hartswater toe. Ons kom hier na hierdie area toe, na Suid-Afrika toe. Ons kan nou ingaan, daar's 'n lys van 34 onderwerpe wat die Wêreldekonomiese Forum gesê het 2 jaar gelede Suid-Afrika in 'n mislukte staat kan dit verval. Daar's daar geen regering nie. Dit raak dan nou soos die Wild West tipe van. 34 waarvan hulle toe nou so 5 uitgesonder het. Eskom was een van die top 5, die infrastruktuur en ineenstorting was nog een, die ekonomie van Suid-Afrika. Ons ekonomie is op 'n rommelstatus.
deur Moody's, deur Standard & Poor's, deur Fitch Ratings, al die graderingsagentskappe het ons op 'n rommelstatus. Hierdie rommelstatus ekonomie wat nou op hierdie huidige oomblik nog verder gesanksie word deur president Trump op die oomblik, sekere finansies word afgesny. So wat gaan die effek daarvan wees? Ons kan nou op dit 'n ekonomie kom laat staan en daar weer rood gaan vir jou sê, soos wat hy in een van sy onlangse gesê het, is hierdie tariefoorlog van Amerika, dis nie eers die fondse wat nou gesny word, die sanksies wat toegepas word nie, dis die tariefoorlog. Bring die ekonomiese verswakking, negatiewe, slegte nuus, moeilikheid vinnig nader. Dis een onderwerp van die 34. Ek het nou met die oorlog een vinnig gebruik, want dit is 'n maklike een om vir jouself te sê, wanneer hierdie oorlog in die Midde-Ooste uitbreek, in Iran skiet die olie wat hy gesê het hy gaan skiet, en die Amerikaners skiet die olie wat hulle gesê het hulle gaan skiet, dan gaan ons nie diesel hê. Om Eskom, 10% van ons diesel word deur Eskom verbrand. 937 miljoen liter diesel per jaar. Is amper 1 miljard. Is amper 1000 miljoen. 1 miljard. Ons gebruik 12,9 miljard per jaar. So amper 10%. Hou Eskom in die gang. In die oomblik wat daai brandstof hier kom hè, wat gebeur wanneer hulle 10%, 20, 30% van Suid-Afrika se brandstof kan ons nie meer kry nie? Kan die vragmotor nog hier by Spar voorraad aflaai? Sien jy hoe vinnig hierdie ding kom in 'n week of 2 se tyd kom hier na toe op die grond. Ek noem een, die ander, daar's soveel fasette van waarof dit kan kom. Hierdie huis is nou amper soos hierdie huise hier langs die Valdam wat nou oorstroom of langs die Vaalrivier wat se paaltjies nou, kom ons sê daai palle staan nou al vir 2-3 jaar in daai water, dan sal ons nou almal al vra. So nou is dit 'n kwessie van watter paal gaan eers sê so, en dan val al die pale. En dis omtrent waar Suid-Afrika is. Ek wil amper sê al 34 daai pale staan nou al hoe lank. Vir my is dit 'n wonderlik dat hy nog nie geval het nie. Maar ek dink is genade en die Vader gee nog tyd en kans vir sy mense om ag te slaan en hulle self daar volgens in te rig. En ons gaan nou daarby kom. Hoe gaan jy jou hier inrig? Hier, want hierdie is in ons veiliger gebied. Hoewel die populasie van die ander is hoog, jy kan dit sien as jy in die straat ry. Maar dit is in die veiliger gebied en ons sal nou kom van wat ek sou voorstel en ek dink wat spontaan sal gebeur. Nie noodwendig net die Suid-Ander noodplan nie, want ons het die noodplan altyd so ingerig dat hy nooit sal wegbeweeg van die spontane optrede van mense nie. Want dit help nie wanneer hier geweld uitbreek, dan weet jy almal gaan by die deur uitgaan en almal gaan by daai uitgang en dan wil jy nou vir hulle sê klim deur die venster nie. Verstaan? Dan gaan dit plan nie werk nie. So jy moet hom altyd naby die natuurlike spontane optrede van mense ook hê, veral in revolusionêre terme. Goed. So kom ons skets net die een scenario. Kom ons noem hom nommer 35. Want die 34 wat die Wêreldekonomiese Forum gelys het nie die brandstofrisiko ingehaal nie. Verstaan? Want op daai stadium 2 jaar gelede was daar nog nie 'n oorlog. Hulle het nog nie op daai stadium Oekraïne ingeval nie. Die oorlog het nog nie begin nie. Nou staan ons 2 jaar later en die hele Oekraïne weet ons waar staan ons nou, waar die hele NAVO sê, al hoekom Amerika daar onttrek, is omdat hy meer gaan konsentreer op die Midde-Ooste, dis al. En hy kan nie sulke groot fronte veg nie, dis al. Hy het eintlik in die stilte agteraf vir NAVO se res van NAVO gesê, ek sal vir julle ammunisie stuur en ek sal vir julle ammo gee, maar ek kan nie meer so betrokke wees nie, want hier kom 'n hengse oorlog in die Midde-Ooste. En al die Hezbollahs en die Gazas en die Hamas in Egipte en Turkye begin nou ook grond vir Israel oor Sirië. So hier kom 'n hengse ding in die Midde-Ooste. Ek moet hier fokus, plus ek moet fokus op Taiwan. Op Taiwan, want China wil Taiwan vat, en as China Taiwan vat, dan kry ek 80% of 60% van my elektriese komponente van my militêre toerusting kan ek nie meer kry nie, want dit word in Taiwan vervaardig. En dis hoekom Suid-Afrika so nodig is, want as hierdie suidsee roete toegemaak word vir die weste, vir Amerika,
dan het hy eintlik maar die oorlog verloor. Maar ek wil nie vanaand in daai rigting ingaan nie. Hoekom Suid-Afrika so belangrik is oor net ons Suid-Afrika. En dis die geveg wat ons nou gaan sien. En dis hoekom Trump vir ons hier in die bres kom tree, want ek sê dit in aanhalingstekens, want dit gaan nie oor iemand lief is vir ons nie, dit gaan oor hulle eie belange. Which is fair, soos die Engelsman sê. Want 'n leier moet kyk na sy volk en sy land se belange. 100%. En so moet ons seker net maar dink, ja, ons sal ook seker maar kyk op 'n stadium, want ons kyk nou al vir 20, 30 jaar na al die anders en behalwe ons eie. So dis normaal. Maar ek sal vorentoe wanneer dit nodig raak en ons daai era betree, maar wat nou hier gebeur is maklik. Trump moet 'n proxy mag, hy moet 'n goedgesinde mag in Suid-Afrika vir homself, noem dit maar werf. En dis die manier om dit te doen. Want onmiddellik het jy die DA in die Kaap, die DA, die blankes wat onderdruk word, wat met BEE swaar kry en met die wreedste moorde denkbaar, is dit die invalshoek om simpatie en steun te kry vir jou planne. Want dit is oor 'n veg, hulle veg met proxy magte. Oekraïne is niks anders as 'n proxy mag vir NAVO nie. Glo my, hulle voel vir hy Oekraïne niks, hulle is al amper almal doodgesien. En die slaweers, hulle is almal slaafs, selfe volk as Russe, vir al die oostelike dele van Oekraïne. En dan natuurlik die swart massas gaan aan die ooskant. Ons het mos gesien Malema se uitsprake, ons het mos Jacob Zuma se uitsprake gesien. So daai proxy mag weet ons waar hulle staan. En dit gaan oor wie gaan beheer oor Suid-Afrika, want Suid-Afrika is 'n verskriklike strategiese punt in die oorlog wat kom. Wat klaar begin het, wat net gaan eskaleer tot almal nou maar sien. Dis nou hy hierdie. So kom ons kom net terug. Hier is die brandstof nie. Hier begin of dit nou ekonomie is, of dit een van die 34 is, of dit al 34 paaltjies is wat nou vrot geword het, wat ons weet vrot is. In die huisie val in die water. Waar is jy dan? Waar staan jy dan? Kom ons skets vir mekaar enige van hierdie 34, 35 wat brandstof kan wees. Ons kom by mekaar en ons sê vir mekaar, hier's nou chaos. Of dit nou is omdat aan die kos en spar is nie, of dit is omdat aan die krag is en die petrolpompe kan nie werk nie en die voertuie kan ook nie kom en kos aflewer nie, bla bla bla. Wat ook al die redes is. Ons kan oor dit baie bespiegel. En een ou gaan iets sê wat ons nie aan gedink het nie en oor 2 jaar gaan ons sê, "My Jesus, jy was presies reg, hoe jy dit geweet." Dit maak nie saak nie. Ons gaan by 'n situasie kom waar daar chaos en anargie is. Waar gaan die chaos en anargie die grootste wees? In die stede. Dood eenvoudig omdat die populasie daar so hoog is. Ek meen Malema het een vergadering gehou in sy verkiesingstermyn die vorige keer met 400,000 wat sy vergadering bygewoon het net in Mamelodi. Net in Mamelodi 400,000. Gaan kyk die video's, gaan kyk die artikels. Sebokeng, Soweto. So die oomblik wat hierdie infrastruktuur, hierdie land begin tot stilstand kom, dan is dit mos logies. Hoe sê my een vriend altyd, bel vir logies. Ja nou. Dan gebeur wat in Natal gebeur. Natal was net 'n politiese ding. Daar was nie kos op die rakke nie. En as daai 5 dae nie gestop het na 5 dae nie, hoe het dit gelyk na 10 dae? Hoe het dit gelyk na 20 dae? Hoe lyk dit dan? Dis is 'n ryk vroutjie wat vir ons gebel het, dis 'n Suidlander se familie uit Natal uit, snaaks genoeg so 'n paar weke voor Natal. En die persoon sê vir die dame, want dis familie. Hy sê luister eintlik vir die man, want ek dink die vrou is sy niggie of iets van die man. Hy sê vir hom luister maar is wel af mense, dis baie ryk. Het julle dan 'n bietjie julle dinge in die wêreld kan skeefloop jong? En dan as jy daai geld het, om sien as jy staan geld in jou hand, jy kan niks daarmee maak nie. En jy staan daar by die winkel, daar's nie kos nie. Nee, wat hy stuur hom nie daaraan nie. Hy sê, weet, ons het mos nou maar geld, ons koop elke aand vir ons by die Spar gekookte ete of 'n pizza. Ek meen hulle het dit. As jy die geld het, maak daarmee wat jy wil, is jou nou. En 2-3 weke daarna, toe gebeur hy Natal. Daai selfe vrou bel daai persoon, nie die man. Hy sê, my vrou, my ryk vrou, het gister in 'n ry gestaan om 1 brood te koop vir 4 ure. Ja. 1 brood in 'n ry vir 4 ure. Sy wou 2 of 4 brode koop, sê hulle nee, 1 brood. In 5 dae. 5 dae. Dit was nie brandstof nie.
Dit was nie, hoor vanmiddag, die syfer van ammunisie wat hier in die polistasie is. Ek is seker, Charles, jy het meer as dit by jou en nou aan jou. Dis lagwekkend. Wie gaan wie keer? Wie gaan wat maak? Kyk na die getalle, my pa het altyd gesê, jy net kan tel. Joel 2 sê dit baie mooi, die mag wat ek teen julle, omdat ons volk God se weë verlaat het. Want geld, gemaak en intellek en alles het belangriker geword as God. By ver. God trek aan die agterspeen. Dan gaan hy maar vir die melk gee wat 'n agterspeen vir jou gee, né? Ons weet wat gee agterspeen vir jou. Hy klein dowwe enetjie daar heel agter. Hy het heel niks nie. In jou dag van benoudheid roep jou afgod dat hulle jou help. Sê God, want ek gaan jou nie help nie. Dis 'n slegte plek om te wees. Want die benoudheid kom. En ek weet nie wat is elkeen se verhouding met God soos wat jy hier sit vanaand nie, maar ek sê vir jou as myne, joune, wie ook al jy is, nie op die regte plek is nie. Want Sefanja 3 sê dit baie mooi vir Suid-Afrika. Sefanja staan in Israel. Hy profeteer aan die kant die riviere van Kus. Kus was die oostelike Afrika daar by Ethiopië en Sudan, in die valleie van die Nyl. En hy profeteer nie net aan die ander kant nie, dis hierdie kant. Want hy staan daai kant. En hy sê aan die kant die riviere. Nou een van die riviere is die Nyl, die langste rivier op die aardbol, 6.500 kilometer. Aan die kant hom in Suid-Afrika. Daar sal my gemeente aan my offerhandes bring. Vanaand het jy 'n klein offer gebring, deur julle tyd en brandstof hier toe uit te ry. Dis nog deel van die klein offer, van die offers wat ons nog gaan bring. En ek sal in jou, is ons hier, 'n geringe, elendige volkie laat oorbly, wat by my naam skuiling gesoek het. En dit gaan so wees, want dis die enigste plek wat nie jok nie. Dis die enigste plek wat nie jok. Kom ons kom terug, hierdie is in ons veilige gebied, hoe het ons gemaak? Ons het vir mekaar gesê, die oomblik wat hierdie land nou 'n mislukte staat in beweeg. Ons in Natal, wat na 5 dae nie ophou nie, maar aanhou, dan is die stede die eerste wat die ergste getref sal word. Maar, kom ons sê vir mekaar, dis nie 'n politiese scenario nie, menende dat in die stede breek daar nou geweld uit oor politiek, dan gaan dit geïsoleer wees soos in Natal. Want dan sit nou Malema wat besluit hy daar en daar waar hy vermoed en daar waar hy sterk georganiseer is, daar gaan hy eerste, gaan hy onstabiliteit bring. Of dit in Kontowisiwe is in Natal, hoe dit ook al sy. Maar as ons iets vat soos brandstof, of 'n ekonomie, Oupa Van Gordon toe hy minister van Finansies, hoeveel jare terug al was, het gesê, hierdie toelaag wat ons betaal, is nie volhoubaar nie. Toe het hy dit al gesê. So dis net scenario's, daar's baie scenario's mense, dit kan 'n scenario wees wat ek het vanaand, wat nie eers een van die 34 is nie. Want ons sit absoluut op 'n ontploffing, wat van enige kant af kan kom hier vonk. Maar kom ons sê, dis die SASSA, kom ons sê ekonomie, kom ons sê Eskom, kom ons sê brandstof. Dis vinnige 3 wat ek net noem, wat hierdie land onmiddellik tot stilstand bring. Onmiddellik is hier nie kos in die spar, binne 2, 3, 4 dae nie. En met die emmer wat hulle hier het, gaan hulle verseker, hulle nie keer by die eerste stopstraat, nêrens nie. Behalwe dat die helfte van die mag nog saam daar sal gaan, kan ek julle ook 'n brief gee. Ons het mos die video's gesien van hoe hulle help laai aan die geplunderde goed in Natal. Ons het dit al gesien. Dit was nog relatief normale omstandighede. Ons praat hier van 'n ander scenario. Dan het jy onmiddellik hier ook hongermense. Jy het hier ook onstabiliteit. En dan soos ek kyk, as ek tel, dan het jy 'n probleem. Nou, die Suidlande Noodplan sê, die oomblik wat dit gebeur, dan kan ons nie in die hele land staande bly. Daar's nie 'n manier nie. Dis soos 'n ou in Wesrand vir my sê, ja maar hulle het 'n goeie buurtwag hierso en alles en ek sê, en as dit nie genoeg is nie, as jy nou besef, Sebokeng, Boipatong, en ek kan sommer sien hoe die onsekerheid oor hom kom. Wat dan? Waarheen gaan jy dan? Nou weet hy nie. Waarheen gaan jy dan? Maar hier's 'n plan wat vir jou sê waarheen jy kan gaan. Waar jy aansluiting kry. En elke keer wat jy aansluiting kry, word jy sterker. En dis hoekom hulle ons aanval vir 25 jaar.
Nou is daar geweld in die stede, in die dorpe, maar wat gebeur nou? Nou sien ons almal waarheen dit gaan. Nou sê Sentraal Transvaal, waar ek nou by die oefening verlede week was, net 'n mediese oefening. Met radiokommunikasie landwyd, bla bla bla, chart hulle en Wimpedes of julle daar kan alles vertel wat nodig is. Die oomblik wat daai Suidlanders, onthou Suidlander noodplan is nie net vir Suidlanders nie. Hy is vir ons volk opgerig. Hy is nie verlede nie, die lede het gehelp in die strukture te bou, in die oefeninge te hou, in die konvooi oefeninge, in die 15 departemente in te rig, logistiek, medies, kommunikasie. Dit is opgerig tot diens van die wat die Vader besluit hy gaan red. Nie ek nie, ek het geen sê daar nie. Maar ek sal met elkeen werk wat nog asemhaal. Gaan ons so lank probeer as moontlik om hom te laat bly asemhaal. En die enigste logies, ons bel weer vir logies is, wanneer hierdie land in so toestand verval, onttrek jou mense uit die stede, want daar gaan hulle mos nou in hulle lewe, wat jy daar maak? In jou huis, jou swembadwater drink. Ek het al gehoor mense sê, ek drink my swembadwater. Okay. Hoe lyk hy swembadwater as jy nie sirkuleer na 5 dae? Hoe lyk hy dan? Hoe ryk hy dan? Behalwe rond die 10.000 massas, wat Joel sê, die massas afkomstig, hy sê groot in getal, vanuit die noorde. Wie het gemigreer van die noorde af? Gaan kyk op die kaart, van waar af het hulle gemigreer. Van noorde af, Mosambiekie in, toe ons Jan van Riebeeck ondergeland het in die Kaap. Gaan kyk die geskiedenis, man. Presies die mag wat Joel, vir ons presies, weet dan apparaat, nee, 2300 jaar terug. Ja, daar moet daar maar almagtige wees wat weet wat 2300 jaar later gaan gebeur, dat ons vanaand hier sit en kan sê vir mekaar, die afgelope 300 jaar het hier 'n massa, 'n groot getal mense vanuit die noorde gemigreer na Suid-Afrika. Toevallig dieselfde getal wat hy sê in Joel, klim op dakke, klim deur vensters, hardloop soos perde, gaan kyk hoe hardloop hulle, elkeen sy eie rigting. Hulle struikel nie, hulle val nie oor mekaar nie. Ek het Natal video's gekyk en gewens ek kan een sien val, want ek wil net bietjie lag. Het julle een gesien val? Omtrent niks. Ek het nie een gesien nie. Miskien het julle 'n video gesien waar jy dit gesien het. Presies wat Joel, hy beskryf daai mag wat God vanuit die noorde laat kom hiernatoe om teen ons te bring, omdat ons sy weë verlaat het. Omdat ons in die vroeë 90's gesê het, as ons so stem en ek verwyd het. Ek sê wat die Bybel sê. Hy sê in Hosea 2, julle het julle minnaars agterna geloop. Ek was 'n jong seun in daai politieke gevets daar van die ANC en die KP en die Nasionale Party en die PFP daai tyd, Progressiewe Federale Party wat vandag die DA is. En ek het politiek geken. Beter as wat ek hom vandag ken. Ek het my politiek geken toe ek 'n jong seentjie was. En ek het nie een politieke leier gehoor sê wat sê God moet ons doen? Wat sê die Bybel moet ons doen? Nee, ek het hulle gehoor sê, as ons dit nie doen nie, dan sit sanksies. As ons dit nie doen nie, gaan ons nie geld maak nie. Toe doen jy maar wat jou minnaar jou sê. Jy loop maar agter hom aan, né? Want jy het jou man verneuk. En dan sê hy, en jou, op 'n dag gaan jy jou minnaars agterna loop. Jy gaan hierdie wêreld soek om jou te help, jy gaan hierdie help nie. En dan het jy baie slegte posisie. En dan moes ons daai keuse gemaak het om te sê, nee, ons gaan nie op die wêreld staat maak nie. Ons gaan op God staat maak. En of hy dan die Duitsers stuur met hulle 3 skepe wat in Loederens land met vuurwapens en wat ook al, en dis eers ver vorentoe. Dis eers na baie drama in hierdie land. Dan sit God wat hulle stuur. Dis soos bloedrivier. Is daar geskiet? Is daar kruit? Is daar gewere? Ja. Was hulle hoop op die gewere en die kruit of was dit op God? En elke keer wat hulle hoop op God was, het hulle gewen. Amajuba dieselfde. Gaan tel jy ammunisie wat hulle per geweer gehad het. Minste militêre vermoë. Sterkste geestelik gereed en reg. Hulle wen. Suid-Afrika 1994, sterkste weermag in Afrika. Mees gedissiplineerdste weermag in die wêreld. Het ons die vorige jaar die prys gewen. Toe was ek nog in die weermag. Sterkste weermag. Swak geestelik. En wat gebeur? Ons verloor. Dis die realiteite. Om terug te kom. Nou raak hy stede chaos. Nou onttrek en ontruim ons Suidlanders vandag.
Waarheen? Na ons veiliger gebiede toe. So wat nou gebeur is, jy's nou in hierdie veiliger gebied. Ons kan ons nie alles verloor nie. Ons moet mos ergens hê tot hier toe. Ergens moet ons mos in hier's baie logistiek, hier's baie voedselverbouing en alles daarmee saam. So wat maak ons nou? Daai massas van Pretoria en Johannesburg gesê, "Boekie, gaan nie dadelik hiernatoe kom. Hulle gaan nou eers daar maak soos hulle Natal gemaak het. Plunder tot daar nie 'n druppel in makro is nie en ook nie 'n toiletrol nie. Jy het gesien staan die mense 5 oor 'n toiletrol nie. Tot daar nou niks meer is nie. Dan is dit ons logies. Henry Kissinger het dit mooi verduidelik. Hy's 'n ou vrymesselaar, 33 graadse en hy's nou al oorlede. En hy's in die nuwe wêreldorde definitief een van die groot kanonne gewees. So jy kan maar hoor wat hy sê. Al staan hy aan die vyand en die opponent se kant wat hierdie boervolkie nog altyd wil verwoes en vernietig. Luister wat hy sê. Those who doesn't have food and weapons en groepeer will not make it in the future because the roaming masses will destroy everything in their path. Dis mos logika. Wie gaan in daai massa se pad? Wie gaan hulle wat? Joël 2 stel dit so mooi. Weer Joël 2. Wanneer daai groot getal massas kom, sal hulle sommige val deur die vuur, deur wapens heen. Daar gaan mense skiet. Staan in die Bybel. Sommige sal val deur die wapen heen. Gaan lees dit. Maar hulle bly in gelid. Gaan hulle niks maak nie, man. Maar dan lees jy ook in Micha 4 en in Hosea 2. Dis die tyd Hosea 2 sê wat julle die stad sal verlaat en in die woestyn gaan woon. Waar is die woestyn deel van Suid-Afrika? Die Karoo, Noord-Kaap. Waarvan hierdie redelik deel naby is. Dis nou nie woestyn hier nie, maar net 'n entjie die kant toe. As ek nou reg is, ek wys die kant toe. Waar is my rigting nou? Het ek net te veel gedraai? Jy het te veel verdwaal vanaand. Wys dan maar. Wes soontoe. As jy wes gaan ons nou in die Karoo. Micha 4 sê die Karoo en hy sê veld. Nou sal julle die stad verlaat en in die veld gaan woon. Dan sê hy 2 keer daar met aksenttekens. Daar. Waar daar? In die veld. Daar sal ek met 'n hoofletter julle beskerm. So wat doen ons? Ons laat die mense wat soos ons is, uit die stede waar hulle nie 'n kat se kans het nie, uitkom om julle getalle te kom versterk. Want wanneer jou getalle hier versterk, kan jy hier jouself begin handhaaf en kan jy die plaaslike wat vir jou te veel was, want ek waarborg julle, die blankes wat hier is, sal hulle nie kan handhaaf teen die getalle wat hier beweeg. Tahume 70 kilos van julle af. Onthou julle daai opstand van Ottosdal, Lichtenburg, Delareyville, onthou julle hom? 'n Paar jaar gelede, moet hom nie vergeet nie. Ons sien net gepraat van die slang wat hom in Mafeking kom opkrul en hulle tweede hoofhaka is in Tahume. Grootsteen is in Mafeking en die 2IC hoofkwartier is in Tahume, 70 kilos van julle af. Maar dit gaan tyd neem. En in daai tyd kom julle versterkings in. En wat moet julle hier doen? Julle moet daai versterkings inneem en sê ek gee jou kos. Die ou wat hom nie, die boer wat hom nie kos wil gee nie, 100%. Bly weg by sy plaas. Kom ons kyk wat gebeur met sy plaas van self met die massas wat hier is. Verstaan? Wat gebeur in so 'n situasie? Hierdie massas wat hier is, gaan nie onmiddellik so gekoördineer wees dat hulle een bevelvoerder het, een struktuur. Dit gaan nie so, dit werk nie so nie. Hy vat tyd voor hy regtig sy vorm kry. Alles in die lewe werk so. As jy gaan plant die eerste keer in jou lewe, jaag jy aan. En jy plant jou putte te naby en te ver en te dit en te alles. Maar as jy dan so die 5-6 keer 'n maand, dan staan daai mieletjies al mooi in 'n ry. En die in die getalle is 60, 80.000, ek weet nie wat hulle deesdae op 'n spulpunt, wat sit hulle op 'n spulpunt? 80. Dis met alles so. Hier sal dit ook so wees. En daai onsekerheid gaan jy kleiner bendegroepe kry wat nou blaatant misdaad, verkrachting, roof. Dit gaan nou lekker. So die oomblik wat jy hier klaar hierdie groepie bymekaar het, gaan jy jou al kan handhaaf, want hy gaan na die sagste teikens eers gaan. Want dis nou 'n proses van groei, al die kante. Ons groei en hulle groei. Ons moet net reg groei dat ons vorentoe, dat ons hulle uit speel, as ek dit nou maar so kan sê. Baie ander woorde wat ek kan gebruik, maar kom ons gebruik maar die woord speel, klink beter. Dis logika. Wanneer jy hier by mekaar, want dis mos wat sal gebeur as hier môre geweld gepleeg word in Hartswater. Wat gebeur? Die boere kom by mekaar. Wat gaan ons maak, kerels?
Ons doen dit ook, ry patrollie doen jy. Daar's die eerste. Die oomblik waar daai massa wat hier is, wat nog nie sulke groot vermoë het nie, nog nie die nodige toerusting het nie, want dit is ook maar iets wat eers moet verder ontwikkel en evolve, soos die Engelse sê, in daai tyd. Maar dan raak jou patrollie en jou beskermer raak, soos die tyd gaan, nie meer voldoende nie. Want as hierdie getalle begin organiseer en behoorlik saamstaan, dan het jy 'n probleem. Maar teen die tyd wat hy kan behoorlik saamstaan, is jy versterk vanuit die Transvaal, Noord-Transvaal, want hier van julle gebied af, hier in Wimpie se gebied, hy's gebiedsleier, so ek kan dit net vinnig vir julle noem, ek kan ons weer na die punt toe terugkom presies. Ons het toe nou gegaan en gesê, ons moet nie te ver 'n veilige buffergebied hê, dat die vlugteling nog kan daar uitkom, as wat ons te ver deur diep in die Karoo Wes gaan sit, in die arme Wes is ons aan daai kant, daar ver Wes kan gaan sit en niemand kan daar uitkom nie, want 'n vlugteling is dalk nie per voertuig nie, is dalk te voet of wat ook al, trekkers en sleepwaens. Ons het al hierdie handleidings en modules en video's gemaak op YouTube geplaas. So nou het ons hierdie bufferzone rofweg, ek gaan nou sê rofweg, moenie in die detail ingaan nie, maar sê nou maar hier van Ottosdal, daar van Mafeking, bietjie suid van Mafeking af, reguit om daar by Koelsberg deur, Graafrenet oor, Beaufort Wes, Oudtshoorn, sê nou maar daar by Ceres, dan kom hy daar, sê Elandsbaai in die see. Sit dink vir jou so denkbeeldige lyn in die hele westelike deel van die land. En dan kom Kaapstad se 3 provinsies gaan in sekere in daai buffergebied in. Hulle versterk daai gebied se boere, se mense soos julle hier wat klaar daar is. En daai versterking kan dalk, ek sê dalk, want ons weet nie die Vader besluit al hierdie dinge, maar dalk sterk genoeg wees om dan daai gebied te manipuleer en te behou en te bestuur en te beskerm. Dan hou dit. Miskien is 'n ander gebied nie sterk genoeg nie, dan moet hulle maar hier kom aansluit. Of jy kan nog hulp soontoe stuur wat jy's dadelik nie in gevaar nie. Luister hier by my is die bedreiging nie. My observasieposte 300 km van hier af sê vir ons hier's geen mag op pad en moeilikheid op pad nie. Ek stuur gou vir jou ouens, jy kan hulle 4-5 dae gebruik om jou net deur te sien. Nou kan hy koördineer aan al die kante toe gaan binne in hierdie gebiede, waarvan hy Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, 6 gebiede. Waarvan Wimpie Alpha gebied se gebiedsbevelvoerder is. In daai buffergebied het ons hom opgedeel, dis nou groot sektore, sê maar 50 by 50 kilos rofweg nou. Sulke blokkies, net om julle die idee te gee. Noord-Transvaal kom hiernatoe, verre Noord-Transvaal kom hiernatoe, na Wimpie se gebied toe. Sê nou maar Argumentsonthaalwe by Hoopstad, en sê nou maar Argumentsonthaalwe by Bloemhof, Argumentsonthaalwe, is elke provinsie van Suid-Afrika kom in daai gebied in. Nou is die getalle hier verhoog en versterk. Ons moet strategies dink aan hierdie dinge. Het gaan groot raak vorentoe. Ons sien dit gesê, ons het meer as wat hulle was. En hy het nou gepraat van verdedigingsmagte. En hulle was, ek weet net nie of hy na die Boereoorlog verwys het of die rebellie, dit weet ek nie. Maar kom ons vat die minste een. Die rebellie was 12.000, so 15.000 man op hierdie buffergebied, dan raak het 'n redelike besige storie. Wat ons mag doen, binne die Geneefse konvensie, van 8 Julie 1976, protokol 59 en 60. Jy mag 'n gebied van konflik verlaat as 'n party wat nie in daai konflik wil wees nie, en in 'n gebied inbeweeg wat jy dan in kort kan manipuleer en wat ook al daarmee saamgaan. Hy gee jou redelike regte om dit te doen. In die Geneefse konvensie, wat die ANC nou ten volle aanvaar het toe hulle die Israelies gaan aankla op die Geneva konvensie. Wat 'n goeie ding is. Nie in terme van die aanklag, daar gaan ek my nie uitlaat nie, ek het my opinie daaroor, maar in terme van ons ding. Want nou moet hulle, as hulle dan die Geneefse konvensie en die internasionale regshof gebruik in hulle aksies en erken, dan moet hulle maar erken wanneer dit ons hom gebruik. Verstaan? Nie dat ek my veel daaraan steur en dit sien as 'n waarborg nie, glad nie. Ons gaan maar met spook om onsself in die lewe en gaan onthou. So nou is hierdie hele bufferstrook gepak met sektore, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. En in elkeen van daai gebiede is daar 4, 5, 6 provinsies wat in daai gebied inkom. Hoeveel provinsies kom na jou toe, Wimpie?
Suur en Noord, dus Noord is centraal, is Oosrand is Wesrand. Kaapstad. Kaapveld 6. 6 provinsies kom nou vanuit daai stede uit, wat nou uit die aard van die saak, die eerste die slegste mee gaan. Ons almal gaan daarmee saamstem. Sodat dit julle hier kan versterk. Die boer of die winkel of die wat ook al wat sê, nee, ek wil niks, ek luister hierdie ouens, ek wil niks met Suid-Landers, dis reg. Sorg vir jouself. Kyk maar. Kyk maar of jy sonder die manskappe wat van daar af kom, om jou hand te sterk, gaan regkom. Kyk maar. Dit sal die Vader se wil wees, om met jou te werk, wat nie bereid is om 'n honger vrou en kind te help, wat oor 300-400 kilos gevlug het, of 500 kilos. I rest my case, kan jou keuse wees, my maat. Maar die Vader gaan nie na jou kyk. As jy daai naaste liefde openbaar, kan jy dit 'n brief gee. En dit gaan 'n spontane gebeur wees. As ek by 'n boer kom en sê, hier het ek 50 mense wat honger is, kan jy my help? En hy help, dan's die 50 dae. Dan sal klaar 10 mans tussen die 50 wat elke aand kan patrollie loop op sy plaas. In ruil vir kos. Hy gee mielies en hy gee koring, kan nou nie lucerne eet nie, dis net om asem. Lees skaap, hierso, manne, daar's kos, vrouens, ek span julle in, hier's 'n kombuis, daar's 'n stoor, slaap in die stoor, wat ook al die case may be. Hy het van vanaand af op sy plaas, 2-2-5, wat mekaar aflos, 5 spanne, 5 tydsreëlings, 2 met flitsse. Nou weet ons klaar, hoeveel van hierdie gaan nou na daai plaas toe gaan, waar hulle elke aand die flitsse sien loop op die plaas? Ja, nou is hy nie so lus nie. Hy gaan na die sagte een toe gaan. Die ou by wie jy geklop het en gesê, nee. Hy gesê, ja, daar's nie flitsse nie. En ek is honger. En daar's beeste. Wat my aan betref, help jouself, my maat. Inteendeel, ek sal vir hom sê watter plase, my mense, weggewy. As ek sê my mense, is nie Suid-Landers nie. Mense wat gevlug het, vir geweld, en jy wil hom die kos en versorging gee nie. Dan simpatie nie een van die dinge wat jy by my gaan kry, en ek dit 'n brief gee. Wat sê kos met geweld? Dis nou presies, baie prakties, nee, logies. Wat is logies? Ek kom by jou. Kom ons gebruik jou nie se woord. Ek kom by oom met 'n groot plaas baie bees. Met 200 mense wat honger is. Oom, asseblief. En oom sê nee. Gaan die 200 sê, ons is honger, maar ons draai maar om en ons loop. Nooit in die lewe nie. Jy sal sien wat in die vrou is met jou, my maat. Jy sal sien. Hierdie ding gaan baie interessante af, want as die Vader gaan hierdie volk forceer tot waar hy ons wil hê. Klaar, ons dink ons het keuses. Ons het nie keuses nie, hy sal ons forceer. En die ou wat nie die Bybelse beginsels riglyne uit, ons klaar in Sefanja 3 gesê, toe hy vir ons gesê het, wie gaan hy laat oorbly hier? Die wat by sy naam geskuil het. 'n geringe, elendige volk. Gering, min en elendig. Maar dis nou wie jy gaan kyk, wat op hom staat gemaak het, wat op hom, en as jy op hom staat maak, dan doen jy maar seker wat die woord vir jou sê, dat die woord vir jou sê, as jou broer by jou kom en hy het nie brood nie, wat sê hy, moet jy hom brood gee, of moet jy hom wegstuur sonder die brood? Gaan lees wat sê hy wanneer jy hom wegstuur, sonder die brood, wat het Jesus gesê, wat dan met jou gebeur? Baie maklik. Maar die persoon wat sy geesteswaardes en daai insettinge gaan uitleef met daai vlugting, met sy bure, met almal. Miskien net is dit soos in die Bybel met Esegiel, waar die engel jou gemerk het, wat jy nie die merk sien nie. Maar jy gaan nie doodgaan nie. Jy na jou gaan nou kyk, want jy het my insettinge gehad, en hy gaan na jou kyk. Hierdie is eintlik so logies in terme van ons godsdiens ook. Jy kan ons hierdie beskerming van God verwag as jy sê insettinge verordening in jou nie. Hoe kan jy dan van hom verwag? Hy sê vir jou, Hosea, roep jou afgode in jou dag van benoudheid. Laat hulle jou help. Jou geld, jou gemak, jou gerief, roep hulle. God sê dit vir ons. Moet my nie roep nie. Roep jou afgode. Maar as jy op God vertrou, dan roep jy op hom. En hy weet, hierdie ou het probeer. Ja, ek sê altyd probeer, want ons is swak. Hier is nie een van ons hier wat nie oortredings het nie en sonde pleeg nie. Arme ou Dawid, en sover ek weet was hy nie bles nie. Ek dink hy het baie hare gehad, as ek kyk na Absalom sy seun. En Dawid het gesê, my ongeregtighede, my oortredinge is meer as die hare van my hoof.
Dis Dawid. So ek impliseer nie hier dat enige iemand hier foutloos is. Nee. Maar daar's 'n groot verskil om die insettinge en verordeninge nie te wil hou nie, nie te probeer nie, te speel rondom godsdienst, as om dit opreg te probeer. En wanneer jy te swak is, dis waarom hy vir ons aan die kruis gesterf het, is om jou dan daardeur te help, wanneer jy swak is. So ek dink die logika is eenvoudig. Ons het die kaplyn, ons noem hom maar die kaplyn, jy kan hom 'n bufferstrook noem, daar is ons gebiede ingepak. So wat gaan ons doen? Ons gaan daai manskappe, dis jou getalle, dis jou manskappe. Daai ouetjies gaan nou op jou plaas loop. Nou sien jy nee goed, die ding ontwikkel nou verder. Hierdie massas van Tangehoen, ons hoor nou hier's 'n 20,000 of 'n 30,000 mag wat so lyk of so lyk. Nou begin die kommunikasie, want Suidlanders het kommunikasie tussen al die sektore met mekaar. Jou observasiepunte sê vir jou, hier's 'n mag aan die opbou. Ek kan nie goed sien wat hulle dra, die toeriste wat hulle het lyk so, die getalle lyk min of meer so. Luister, sê vir die boere in die Hartswater omgewing, daai 10 ouetjies wat nou daar was, moet maandagoggend gou kom, want hier kom 'n groot ding wat die 10 op die plaasies nie meer gaan kan hanteer nie. Maar wanneer jy al die 10e bymekaar gesit het en die 20s bymekaar gesit het, dan het jy 2-3,000 en dan raak die prentjie weer anders. Maar daarvoor het jy kommunikasie nodig. Daarvoor het jy logistiek nodig. Daarvoor het jy medies nodig. Want die mense gaan siek word wat hier na toe kom. Want daar gaan nie meer die gebalanseerde dieete wees wat hulle gehad het nie. Jy gaan nie meer Spar toe gaan en piesangs en appels en lemoene koop wanneer dit lemoenseisoen is. Ek sien die sakkies begin nou weer inkom. Dit is nie meer daar nie. Nee, nou moet Wimpie op 'n radio vir Noord-Transvaal laat weet, stuur vir ons trekkers met sleepwaens met lemoene, argument op. Noord-Transvaal is in die dogbox, daar gaan dit nie meer werk nie, sien het gesê, hulle vlug so vinnig dat die stof agter die waans uitslaan. Maar die Ceresvallei in die Kaap, waarskynlik gaan ons hom kan hou. En as ons hom kan hou, kom ons lemoene van daar af. Generaal Joubert kon op 'n stadium 'n opdrag van 'n aanval of 'n geveg wat hy moes veg, kon hy nie veg nie, weens 'n Vitamiene C tekort in sy soldate. Hulle was swak. Ek weet nie hoe lyk 'n ou as jy daai tekorte het nie. Ek weet nie, maar hulle kon nie. En toe kom maar toe skiet hulle 'n Engelse trein eers van die spoor af en daar's 1 of 2 trokke lemoene. Man, en ek weet nie hoe kort, jy kan nie glo hoe kort daarna nie, toe's daai manne reg, toe gaan hulle. So dit raak 'n ander scenario. En wat ek vir hier gesê het is logika. Want hoe gaan ons dit anders doen? Jy kan nie vir daai stedelinge sê bly in die stad nie. Dat jy nie hier vermoë nie. Dan gaan daar waar die getalle meer is, gaan hulle vir ons neutraliseer op elke terrein. Jou verwoes. So jy moet, en dit is, glo ek, hoekom Suidland, behalwe dat dit geestelik is hoekom Suidland 'n noodplan van die begin af. Hoekom is hy aangeval 25 jaar terug toe ek 20 lede gehad het? Wat maak jy met 20 mense? En jy beplan nie 'n staatsgreep nie. Jy het geen saak met om die regering omver te werk nie. Hy weet dit, hy het sy spioene ons oral. Hulle sal hier ook sit vanaand. En nog nooit het Suidlander daai beplanning gehad nie. Dit was volgens die Genève konvensie van 1976. Waar 'n minderheid die regte toegeëien word, internasionaal, om jouself te mag verdedig en beskerm. Wat in elk geval in die wette van ons land ook is. En ons het daai Genève konvensie onderteken, Suid-Afrika ook, en nog nie teruggestaan. Hulle wou 3-4 jaar terugstaan, onthou julle, toe hulle uit die wêrelddal wou terugstaan? Ja, ek weet hoe kom ook, maar nie te min, dit het toe nou nie so uitgegaan. So hoe dit ook al sy, die oomblik wat daai scenario aanbreek, dan het jy al die reg om jou te ontruim, jou te onttrek na punte toe, wat jy sekere regte het. Nou het jy kommunikasie. Jy kan praat Alpha gebied met Bravo. Bravo lê dieper. Bravo lê van hier af van julle af weswaarts, daarna Appington, Groblershoop, wat is daai plek van Herman? Douglas, ook 'n baie sterk logistiese hub wat ons daar het. En jy stuur jou meer bejaarde mense en die ouens wat nie so weerbaar is nie, wat ouer is, stuur jy dieper in die gebied in. Hier hierdie bufferstrook, want daar gaan getalle kom. Hier gaan nie 10 en 20,000 kom nie, julle sal sien. En dan stuur hy mense deur Wes, dat hulle dieper gaan, dat hulle versorg word, oral, daar by Douglas en daai logistieke hub. Maar hier is die buffergebied, so wie wil jy hier terughou?
Hier hou jy die jonger, meer weerbare ou, en jy sit sy vrou, soos ons by Bloedrivier ook gedoen het, 20-30 kilos van hier af, op 'n veilige punt area. En hy kan, as dit die wil is, en ons word dit nog gegeen, dan kan hy na 3 weke, kan hy vir 4 dae stap en vir sy vrou gaan kuier as daar nie brandstof is nie. As die kar op die bilte staan, soos ons neergesê het, as die oorlog daar bo uitgebreek het, en dis hoekom ons nie brandstof het nie, dan loop jy 30 kilos, loop jy nou, man. Sorg net dat jy goeie stapskoene, want dis waar voorbereiding nou inkom. Nie 'n paar Chinese skoene nie, jy gaan dit na die eerste 5 kilo stukke loop. En dan is jy op jou kaalvoet, my maat, want jy gaan nie meer by Peps, of by Eldor, of by Cape Union Mart, 'n paar goeie high-tech skoene kry, of Redback skoene, of Cats, of wat ook al nie. Dis lankal geplunder. Die lorry ry nie meer wat dit aflaai nie. Sien jy dit klein dingetjies? Wat gebeur as jy nie net skoene het nie? Net skoene nie meer het. Dis 'n baie slegte situasie. Die ou kom vir sy vrou gaan kuier, hy weet sy's agter sy rug, sy's veilig, hy kom daai sien die boer versorg hulle, die boer het sekuriteit, hy het veiligheid, hy kan nou maar met die saad en die water wat hy het en wat ook al, want dis nou 'n baie moggetroffe toestand, gaan hy nou met sy plan, want 'n boer kan 'n plan maak, en sê kom ons doen dit nou, en daar kan hy ou weer terugkom, lekker begeesterd, nie te lank van sy vrou af weg nie, baie gelukkig en tevrede, en hier sit jy met 'n weerbare vermoë op hierdie buffer, in hierdie buffer gebied. En dan sal die prentjie van self verder ontwikkel. En ek sê altyd, ons geskiedenis is nog altyd geskryf uit 'n vlugsituasie uit. Gaan kyk maar, protestante, gevlug Suid-Afrika. Oosgrens, gevlug om ons godsdienst en vryheid te kan kom uitoefen elders, as ook vir die aanvalle op die oosgrens, by die visrivier. Suidwes, ons het 'n verdediging, ons sê nie vlug nie, verdediging. Suidwes was 'n verdediging, ons moes Suidwes-Afrika beskerm, teen Ovambo, teen Fapla, teen Cuba, en SWAPO en almal van hulle. Verdediging, wat was Bloedrivier anders as 'n verdedigingslaar? Ons het niemand aangeval nie. Waar het ons aangeval in ons geskiedenis? Amajuba, die Engels het van 7-8 000 myl afgekom om ons hier te kom aanval. Ons het nog altyd, en vanuit daai verdedigende posisie, is 'n ryk geskiedenis geskryf. Wat maak dat ons vandag hier kan boer, en hier kan voortbestaan, tot nou toe. Nou gaan ons maar daai geskiedenis weer herhaal. Ons is weer daar. En dit gaan die ergste wees wat die wêreld nog gehad het. Openbaring sê vir ons daai 4 perde. Die eerste perde, Dmitri Medvedev, die adjunkpresident van Rusland, het nou hierdag gesê, the 4 horses of revelations are already running across the world. Ek gaan nie die eerste perd, want dit is 'n mediese rede. Ons los hom nou maar. Die tweede perd, die rooi perd, word die vrede van die aarde weggeneem. Kan ons sien dat die vrede besig is om weggeneem te word? Die hele NAVO staan op die punt van 'n oorlog met Oekraïne. Eintlik nie op die punt nie, klaar aktief, indirek betrokke. Die hele Midde-Ooste is 'n kookpot. Ons sien die optogte en die protesoptogte wêreldwyd vir watter redes ook al. Dan kan ons dit eintlik net opsom in wat die Bybel sê. Die vrede, die rooi perd, die tweede perd, wanneer hy skaal uitgegooi het, vat hy die vrede van die aarde al weg. Jesus, ons sien dan voor ons oor die vrede. As jy nog twyfel, gee maar nog so 6 maande of 'n jaar, dan kyk ons hoeveel vrede hier nog is op hierdie aardbol. Dmitri Medvedev was reg. Die derde perd, die swart perd. Dan is dit wanneer gars of koring sal soveel sukkel silwer, met ander woorde inflasie. Kos gaan duur word. Gaan kyk en lees die artikels wat nou geskryf word oor kos in die wêreld en pryse wat dit gaan maak. Gaan lees dit. Vir die eerste keer in dekades is Europa se kos-inflasiepryse dubbelsyfers, bo 10% met ander woorde. Die derde perd. Die vierde perd, hongersnood, want dit gaan nou neig. Daai inflasie gaan eskaleer en dan raak dit hongersnood. Oorlog, hongersnood, pes en plaas. Ek is seker Bill Gates het nog daai varkgriep en daai aapgriep en al daai hoendergriep. Daai goed gaan gelyk kom wanneer hulle kom. Want die Bybel sê vir my by die vierde perd, pestilensies. Of dit nou mense is wat hom in 'n laboratorium gaan maak, dit het niks daarmee te doen nie. Dis soos Rusland nou gelok was deur NAVO se uitbreiding weswaarts. Dit maak nie saak nie.
Op die einde van die dag is hy uitgelok en hy maak oorlog. En of dit nou Bill Gates is, en of dit Amerika is, en of dit China is, wat 'n varkgriep in een of ander laboratorium in Wuhan, of waar ook al, in die CIA eers in Amerika, wat ook al. My Bybel maak dit eenvoudig. Pes, oorlog en hongersnood. Dis die 4de perd. Dan daar nog 'n paar perde wat kom. Maar daai 4 kan ons nou al ryk, sien, hoor. Dis wat ons is. So wat ek vir julle sê is hierdie normale lewe wat ons nou het, gaan totaal verander. En wanneer die abnormale tyd aanbreek, gaan jy in maande nie kan doen wat jy nou in een dag kan doen. Wat jy in een dag nie kan doen. As hierdie brandstof is, hoe loop jy waarheen om wat te doen? Nou klim jy nog in jou voertuig en jy gaan doen iets in 'n halfdag. So wat ek vir julle sê is gebruik hierdie tyd. As jy nie finansies het nie, ek verstaan dit 100%. As jy nie iets kan verkoop nie, dan kan jy nie. Maar maak seker jy kan nie, want jy gaan net jouself verwyd die dag wanneer daai dag aanbreek. Want jy gaan vir jouself nie kan jok nie en jy gaan sê ek moes daai spur uiteet van R1200, moes ek dalk maar liewers gelos het en maar eerder dit gedoen het. En ek wil net hê dat ons want daai is logistiek en is goud werd. Want 'n Suidlander wat by jou plaas aankom in Hartswater met 'n waantjie en kos, vra nie dadelik vir jou kos nie. Hy kan al 3-4 maande gaan op sy eie. Jy sê net van daar's 'n boom, gaan, ek het 'n tent. Right, daar's hy. Kom môreoggend na my plaashuis toe dat ons hierdie veiligheidssituasie bespreek van my plaas. En dan sal die boer saam met Wimpie en saam met Char en Renier sy 2 IB sal dan by mekaar kom en by hulle hoor wat gaan in die res van die land dan. Want dis waar jy dit gaan hoor. Want ons HF radio's is in elke provinsie, in elke sektor, in elke streek van hierdie land. So ons gaan vir jou kan sê, in Natal is dit besig om te gebeur, in die Oos-Kaap is dit besig, om siener praat van ander dit en dit gebeur, ek is 'n ou wat hou van eenvoud. Dan sê hy, dan het die blankes reeds uit die Oos-Kaap uit gevlug. So op 'n stadium, wanneer dit ook al is, gaan die blankes vlug uit die Oos-Kaap uit. Nou ja, nou kan ek julle terugvat na die militêre oefeninge wat die Amerikaners paar jaar terug hier gehad het. In Kaapstad het hulle 'n oefening gehou van hoe hulle die hawe gaan. Hulle het hom beset en hoe hulle hom gaan hou. In PE, nou gaan ons bietjie Oos-Kaap toe. Wat se oefening oefen hulle daar? Hoe om 'n hawe wat deur die opponent beset is, af te vat. Dis die oefening daar. So in hulle intelligensie begroot hulle klaar, ons gaan dalk in die begin van die revolusie PE verloor. Dan is dit seker maar die tyd wat ons sien sê die blankes vlug uit die Oos-Kaap uit. En dan oefen hulle, hoe vat ons PE? Hoekom het hulle daai oefening in Kaapstad gehou nie? Kaapstad hou hulle, ons gaan hom hê, is ons moet hom beskerm. Dit was die oefening daar. Want die DA wat ek nou gesê het, gaan die Kaap beheer. En dan die proxy-magte wat hulle nou hard na vry in Suid-Afrika. Nou ja, vorentoe sal ons nog oor dit praat, wanneer ons kom by die Doringbos, in die nuwe wêreldorde, en al daar in Babylon, wat die Bybel van praat, maar dis nie vir vanaand nie. Vorentoe wanneer ons daar kom, want dis nog ons groot geveg, is teen die wat lyk soos ons maar nie ons harte het nie. Dis ons grootste geveg. Volgens die profeseë, en ek sien dit ook. Ons grootste geveg in die laat 80s en vroeë 90's was teen die linkse, daai element wat Suid-Afrika toe gekom het nadat die stoere gelowige Franse protestant, Britse settler, Duitse settler hiernatoe gekom het vir een rede, en dis vir sy godsdienst. Net daai rede, niks anders nie. Toe sien hulle maar nou hierdie, want wanneer jy God eerste stel, dan gee hy al hierdie goed vir jou. Toe gee God vir hulle wit groot gevelhuise in die Kaap. En pragtige lande, ons weet hoe lyk die Kaap is mooi. Make no mistake, pragtig. Jesaja 5 beskryf dit so mooi, wat ons hier gekry het. Goud, silwer, alles. Hosea 2 beskryf dit ook baie mooi. Ons wol en ons vlas en ons olie en ons goud en ons silwer, hy vir ons gegee, ons man. Toe sê ons nie die wêreld gee dit vir ons. En toe kies ons in die vroeë 90's die wêreld en nie God nie. Maar nietemin, ons het nou daai pad geloop. En toe sien die geldmagte die wit gevelhuise en die mooi drywe plase wat begin opskiet.
en later die goud in die goudvelde. En dit het ons 'n vryheidsoorlog gekos, die boereoorlog. Was oor geld, was oor goud. En daai element kom toe in, wat geld en goud eerste stel. En die botsing tussen daai twee elemente het nog nie. Hy's nou stil en hy's nou dormant. En nou gaan jy daai element kry wat regser praat as ek. Gewaarborg. Maar wag maar, kyk maar hoe ontwikkel die ding vorentoe. Ons sien dit 'n mooi gesig voor dit gehad. Daai regering, ons weet nie of ons moet lag of huil wanneer ons hom sien nie. Maar dan sien ons later niks het verander nie. Want daai regering gaan 'n Babiloniese nuwe wêreldorde regering wees, waar jy nog steeds gaan spyt as jy nie gespyt wil wees nie, wat nog steeds jou gaan digitaal later laat betaal, wat jy nie gaan kan doen as jy dit of dat nie. En dan is ek redelik seker is wat die tweede rebellie sal begin uitbreek. En gaan jy weer die geloofskeuse hê van die ou wat sê, nee, oor my dooie liggaam. En ons gaan wen. Hulle gaan verloor. Hulle gaan goed verloor. Maar ons gaan eers goed swaar kry, glo my. Ons gaan eers goed. Maar daai sal ons wanneer hy hom voordoen, wanneer ons ontwikkel dit na daai tyd toe. Vir nou is elke blanke gaan in gevaar wees, want ons sit met 'n gepolariseerde toestand. Ons sien, ek sien nou toe ek in Pretoria was, hoe die emosie na Trump, na solidariteit af vir die Forum se besoek in Amerika, hoe die emosie opgevlam het, hoe die swart, ons het dit gesien in die polarisasie, ons sien dit 'n snaakse gesig gehad. Hy sê die swarte stry en beklei onder mekaar. Wat ons nou al lank sien tussen MK en EFF en ANC. Hulle is mos maar die hele tyd met mekaar in mekaar se hare. En dan sê hy, dan gebeur daar iets. Ek weet nie wat nie. Ek wil ook nie sê dis nou dit nie, maar hy sê daar gebeur iets en hulle kyk soos een man na ons toe. En dis mag. Dis die mag van Joel 2 wat dan losgelaat gaan word. Wat sal val by die wapen een mens sal in gelid bly. Dis die mag waar jy nie tegenstaande bly as God nie in jou kant is nie. En as jy nie is waar God vir jou gesê het waar hy na jou gaan kyk, daar in die veld, daar gaan ek na jou kyk, hy het 2 keer gesê. Daar met daai aksenttekens. En daar is deel van hierdie veiliger gebied. Kan ons vanaand hier sit en sê hierdie gaan verseker deel bly? Dit kan ons nie sê nie. Gaan ons die gevegte hier wen? Gaan ons, en as ek sê gevegte is nie aggressie nie, gaan ons die selfverdediging kan wen? En as ons nie kan nie, dan moet ons skuif na waar ons kon. Dis die harde realiteite van die toestande wat kom. Maar as ons kan, en ek gee dit 'n kans, ek gee dit 'n goeie kans, want daar sterk provinsies, veral as ons kyk na Pretoria se oefening hierdie naweek het verby was, daar sterk provinsies wat hier gaan kom. Pretoria is baie sterk. Regtig. Dis duisende mense wat ons het nou 'n bietjie syfer. Ek weet op 'n stadium in Suidlanders was net Centurion was 6000. Mans, dis 24000 mense. Net Centurion in die verlede. En ek sê altyd een keer 'n Suidlander, altyd 'n Suidlander. Want dis 'n noodplan wat gaan kom. Dis 'n noodtoestand wat gaan kom. En wat gaan jy anders doen as om 'n noodplan uit te voer? So dit gaan nie oor jy's 'n Suidlander 'n lid nie. Ek sê weer vir julle, Suidlanders is 'n noodplan. Hy's daar vir ons mense, vir die wat die Vader besluit, hy laat oorleef nie. Maar in dit moet ons doen wat ons hand vind. Die Bybel sê dit ook vir ons. Doen wat jou hand vind om te doen en doen dit met mag. En wat kon ons doen met ons hande? Ons kon provinsies oprig, streke in provinsies, groepe in provinsies, departemente, 'n nasionale uitvoerende raad, 'n nasionale onderleiersraad. Wat al hierdie praktiese besluite op die grond moet ons 'n konvooi so of so. En is almal ouens wat nou al baie oefeninge gehou het, so hulle kan 'n baie goeie inset lewer. Want hulle is op die grond. En dit het ons met ons hand gedoen. En wanneer hy dag aanbreek, gaan daai 24000 wat was weer wees maal nog 2 of 3. Dis net Centurion in Pretoria. En dis hoekom die vyand ons nog aangeval het. Die profete sê ons word die rykste, geseënste land in die wêreld. Omsiener sê hy sien 'n besem. En 'n besem vee hierdie massas wat van die noorde gekom het, deur God gestuur is hiernatoe. Hy sê die mag wat ek teen julle gestuur het, bring hy 'n gees van verskrikking en hulle vlug ewenaar toe. Omsiener se gesig, hy sien 'n besem. 'n ander gesig van hom, wat hulle vee tot aan die ewenaar. Ah, dis interessant.
Joel 2 sê presies dieselfde. Ek sal hulle stuur en wegjaag na waterlose en dorre plekke. Gaan kyk na die reënval wanneer jy noord van die ewenaar begin beweeg. Gaan kyk na die reënval. Met die oostelike see as hulle voorhoede en die westelike see as hulle agterhoede. Hoe lyk Afrika? So. As jy bo die ewenaar begin beweeg, skuins, dan is die Atlantiese Oseaan jou agterhoede en die Indiese Oseaan, die Rooi See, jou voorhoede. Presies wat Joel vir ons in Suid-Afrika sê. Want daar's nie, in die staat Israel kan jy daai prentjie glad nie inpas nie. Ook nie sprinkane wat van die noorde kom om alles op te eet nie. Hoe lyk Israel? Wie het hom opgeëet? Dis nie 'n sprinkane, 'n fisiese sprinkane nie. Dis soos ek my kinders sê, kry hulle nie kombuis. Julle is klomp muise. Is my kinders muise? Nee. Hulle het net lekker gevroetel soos muise. Nou sê ek, julle is klomp muise, want hulle is daar met die kaas besig. 'n worsie daai die yskas uit byvoorbeeld. Die kaalvreter sprinkaan afkomstig van die noorde wat ek teen julle gebring het. Kaalvreter? Is Israel kaal geëet? Is Telkom kaal geëet? Is Poskantoor het kaal geëet? Wat wil ons nog sien? Ons sien die Bybelse profesie reg voor ons oë afspeel. In elke woord, in elke vers in die profesie. As nie een wat nie pas nie. Partykeer lag jy kan nie glo hoe akkuraat 'n ou 2000 jaar terug. Jesegiel 2600 jaar terug. Hoe akkuraat kan Jesegiel sê dat Rusland ros en sy bondgenote Persië wat Iran is, die Persiese mag, is Iran. Dis hoekom Trump nou die golf van Persië wil verander na die golf van Arabië. Dit maak geen verskil nie. Wie het vir Jesegiel 2600 jaar terug gesê wat u en ek vandag met ons oë sien? Dis aan akkuraat hoor. Om daarom 'n land te sê hy gaan uittrek vir die oorlog en hy het uitgetrek. En hier gaan sy maatjies wees. En nou sien jy sy maatjies. Wie gaan vir sê daar's nie 'n God in die hemel nie? Wie gaan dit sê? Ek sê weer, ek kan my geloof verloor want ek is swak. 'n Mens is swak, glo my. Jy dink jy sterk dat jy regtig onder druk kom, maar kyk jy. Dan is dit net God wat jou sterk kan maak. Is net God wat 'n Franse protestant kon laat loop het na 'n brandstapel toe en sê tonight we burn brightly for Jesus. Dis net God wat jou daai krag kan gee. Geen mens nie, glo my. Mense is nie sterk genoeg nie. Maar ja, daar het ek vir julle enkele profeseë. Omsiener sê, lees hom vir julle. Sefanja 3 vir Suid-Afrika sê God, ek sal julle vyande voor julle wegveeg. Hy het net nie gesê besig nie. Is dieselfde profeseë. Selfe legkaart. Het ons gedink hierdie wêreld gaan in sy volëinding kom hier aan die einde van die dag en dit word nie in detail op baie plekke in die Bybel beskryf nie. Nee, ek kan dit nie verstaan. Waar is die predikers nie? Waar is hulle? Jakob, waar is hulle? Jy wat 'n prediker was voor jy nou 'n ander beroep gekies het. Hoe dit ook al sê, waar is hulle? Waar is hierdie kennis? Jy weet, ek gaan nou iets met julle deel. Die Gees druk dit op my hart. Een van die eerste verse wat ek gekry het, toe ek Satan begin het, wat op my gedruk het en vandag begin ek hom eers verstaan. 25 jaar later. Gaan kondig vryheid aan vir die gevangenes. Vryheid vir die gevangenes. Ek begin nou ry op die paaie. Nie een van julle is in die tronk nie. Ek sien nou nie tralies tussen julle en my nie. En ek besef die laaste tyd. Is jy nie in gevangenskap as jy nie die ryklike profetiese voorspellings vir jou nie ken nie? Wat is jy anders as 'n gevangene? Die oomblik wat jy die profesie begin sien en ken en verstaan, wat gaan jou stop? Wat gaan jou stop as jy jou eindpunt klaar weet waar hy is? Dit beteken nie ek gaan lewe tot op die einde van die dinge wat nou gaan gebeur nie. Nee, maar dit gaan nie oor ek nie. Dit gaan oor 'n volk, oor 'n oorblyfsel aan die suidpunt van daai. En as hierdie oorblyfsel weet wie hy is, waarheen hy op pad is, wat se beloftes is daar vir hom? Wat gaan hom keer? Wat gaan hom moedeloos maak? Ja, moedeloos gaan ons raak. Seer gaan ons kry, baie. Ons kry nou al seer. Ons raak nou al moedeloos. Glo my. Ek kan hy boek skryf. En dan wat laat jou aanhou? Anders as die lelik wat jy nou sien en sien gaan nou kom, maar net soos jy die lelik sien, gaan jy mos die mooi wat voorspel is ook sien, wat ook kom.
En wanneer hy ou vlug uit Johannesburg het en hy kom hier aan, gaan ek vir hom sê, hierdie is die begin van jou herstel. Want die skrif wat ek ook gekry het was, in die dag wanneer die eerste vlugteling by jou aankom, sal ek jou mond open, sowel as die van die vlugteling. Dan begin ons vermoë en herstel van ons volk. Gepaardgaande met 'n verootmoediging in die veld, in die woestyn. Dit het Siener gesien. En dit het Hosea 2 ook gesê. Siener sluit maar net aan by die Bybelse manne. Hosea sê, jy sal die stad verlaat en in die woestyn gaan woon. Daar sal ek tot jou hart spreek en vir jou weer jou wingerde gee. Dan is die selfoon nie meer daar nie. Ons is vreesbevang, ons is in vrees. En wat doen ons wanneer ons dan is? Wat sê die ou Afrikaanse spreekwoord? Nood leer bid. Aha! En as ons in die nood, en wie wanneer is hierdie volkie op sy gevaarlikste? Wanneer hy begin bid. Ja. Nood leer bid, mooi spreekwoord, né? En dis wat presies gaan gebeur. Ons gaan die stede verlaat met watse benoudheid dink jy gaan dit wees? Dit gaan net benoudheid wees wat jou 'n stad laat verlaat. Maar onthou een ding, omdat jy die profesie vanaand gehoor het, weet jy, daar in die veld het God gesê, gaan hy na my kyk. En hy sê in sy Bybel, herinner my aan my beloftes. Jy gaan vir hom sê, jy het gesê, jy gaan nie na my kyk. Ek gaan my kant bring, ek gaan wag staan, en ek gaan observasieposte doen, en ek gaan konvooi ry, en ek gaan patrollie ry, en ek gaan alles doen wat ek kan. En ek gaan die opponent, wanneer hy op my afstorm, gaan ek hom met 'n harde geluid groet, en begroet. Maar u het beloof, u gaan na my kyk. Laat hierdie begroeting 'n seën wees. Laat dit vir my uitwerk volgens u belofte. Herinner my aan my beloftes. En u het gesê, hier gaan u tot ons harte spreek. En wanneer hy tot ons harte gespreek het, gaan ek en jy ween op die grond en sê jammer oor hoe ons u weer verlaat het. Glo my, julle kan daai prentjie sien, die van ons wat leef. Gaan hom beleef. En dan sê hy, dan gee ek vir jou van daar af weer jou wingerde. Jy het nou verootmoedig wat Siener gesê het. God se gees het tot jou hart gespreek wat Hosea 2 gesê het. Micha 4 het vir ons gesê, ons sal nou die stad verlaat en in die veld gaan woon. Esegiel 20 vanaf vers 38 gaan lees daai wat voor dit is vir daai tyd se profesie van 38 af aan die bosveld van die Suidland. Gaan tik in Google vanaand en kyk of jy 'n ander bosveld kry in Suid-Afrika. Gaan soek hom. Ek het hom gesoek. As jy sê Bushveld, gooi hy vir jou Suid-Afrika. Klaar. En gaan lees, wat staan daar? Presies, in korrelasie met Joël 2, Micha 4, Jesaja 60, waar die bote beskryf, wat die vlugtelinge. Wie is hy blanke Christen wat Siener sê? En hiermee gaan ek afsluit. Siener sê, hy sien 10.000 gelowiges van oor die hele wêreld vlug na Suid-Afrika. Hulle wit tente staan van Suidwes af tot in Kaapstad en tot in die Kalahari. Dis 'n groot stuk aarde. 10.000. En van Maputo af tot in Durban staan die tente. En hoe mooi moes man vra van wie's dit? Hy sê dis gelowiges van oor die hele wêreld, veral Europa, wat vlug na Suid-Afrika. Want onthou, Jesus het vir ons gesê, wanneer hierdie nasies teen mekaar begin opstaan, wat ons nou begin sien, gaan die vervolging teen die Christene ook plaasvind. Ons sien nou hoe in Sirië duisende mense se koppe af onthoof het, Christene. En snaaks genoeg, waar gaan soek hulle skuiling? Die Christene nadat Israel en Amerika Sirië ingeval het, by die Russiese militêre basisse. Die wêreld staan teen mekaar, nee. Jesus, wie het ooit gedink dat 'n Christen gaan vlug na Rusland se militêre basis toe? Maar dis Babylon. Babylon is gesetel in die weste. En God het gesê, ons kan hom nie. Hoe gaan ons opstaan teen hierdie wêreldmag? Wie gaan teen hom opstaan? Teen hierdie wêreldgesondheidsorganisasie, wêreldekonomiese forum, die rykste bankiers, die Rockefellers, die Rothschilds, die Petzers, noem hulle almal. Wie gaan? God sê, ek self. Ek sal hom neergooi soos 'n engel 'n steen in die see gooi. So gaan hy hierdie stelsel verwoes. En een van die eerste dinge wat ek voel God gedoen het, is om ros te hak, want hy gebruik hom as 'n instrument om Babylon flenters te kom skiet. Sy deel daarin. Daar's nog ander, God gaan alles loslaat op Babylon. En dis waarvoor ons vorentoe nog moet uitkyk. Want hier gaan twee elemente in hierdie land wees, soos in ons hele geskiedenis.
is die Babyloniese, die nuwe wêreldorde, die geldou, wat net geld sien en alles vir geld doen, en die geloofsgroep. En dan sien daai 10.000 wit tente van die wêreld, want homsiener sê, ons kom eerste uit, so ons gaan nou almal saam met die wêreld in hierdie ellende in, wat nog nie was nie, en wat ook nooit weer sal wees nie. Ons gaan saam in, ons gaan ons eie dinge hê, maar ons kom eerste uit. Jesaja 60 vers 1 en 2 sê dit so mooi. Wanneer duisternis en donkerheid die aarde en die volke oordek, dan gaan my lig oor jou op. Homsiener se gesig pas presies daarby aan. Ons kom eerste uit. Hoekom moet ons, ek sê nou moet, my siening, sodat die Duitse gelowige, in die Franse gelowige, in die Sweedse gelowige, in die Amerikaanse gelowige, dit was Simon nou in Rusland geland het gister in Moskou, die Russiese gelowige weet, wanneer die gelowige vervolg word in die wêreld, daar's profesie wat sê, die wit tente staan in daai land, oor duisende kilometers. En dink vir jou, wat 'n geseënde land gaan ons dan wees, wanneer die massas afkomstig vanuit die noorde, Joël 2, verdryf is, weggevee tot oor die ewenaar, en hulle word vervang en verplaas deur druiweboere in Frankryk, en Duitse ingenieurs uit Duitsland uit, wat vir beginsel en geloof hiernatoe gekom het, 'n herhaling van ons eie voorgeskiedenis. Dis hoe ons hier gekom het. Vir geloof het ons, ek Duitse afkoms, hier's Hollands, hier's Frans, hier's Iers, hier's Duits, hier's die hele Europa, hele Weste is hier verteenwoordig in die boervolk. En die kern is die geloofskern wat vir die kern. En die wêreld wil altyd daai kern verniel en vernietig. Dan vlug hulle hiernatoe, want die belofte vir daai Christen in Duitsland is dieselfde belofte as vir jou en my in hierdie land. God sê mos vir die gelowige, ek sal na jou kyk. Ek sal jou uitred in benoudheid. Dan gaan hy belofte mos vir die Duitse Christen ook werk. En dit gaan mos vir die Amerikaanse Christen ook werk. Soos 'n vrou eendag ons kantoor bel uit Amerika uit. Baie beskeie, baie selfbewus, sy het 'n droom gehad. En dit het haar ruk gevat om dit met ons te deel, maar sy deel toe, sy sê, want sy vra of ons drome kan uitlei. Sy sê, nee, ons kan nie uitlei nie. Maar vertel hom, sy droom, sy en haar man en 'n groep gelowiges, klim op 'n skip, vlug Suid-Afrika toe, en sy sien wit tente op die kus, aan die westelike kus van Suid-Afrika. En die ou wat met haar praat sê vir haar, mevrou, ek kan nie jou droom uitlei nie, maar, kom ek vertel jou van 100 jaar terug se gesig van 'n oomie, oor die wit tente wat staan van Suidwesig tot in Kaapstad. Wow, sy sê, dank ek het my antwoord gekry. Dis hoekom ons eerste, God het dit so gekies, ek het, daar het 'n ou nou geen sê uit die aard van die saak, maar Suid-Afrika is gekies. En dan gaan hy Duitser gaan vlug waarheen Suid-Afrika toe, want hy gaan nie meer kan koop en verkoop nie, wat gaan hy doen? Dan gaan hy of dood gaan, of God het hom 'n geleentheid en 'n oop deur gegee. Hoeveel van u het in u lewe toe deure gekry? En dan dink jy, daar gaan nie 'n deur oop gaan, daar is nie 'n oop deur nie. En as jy weer sien, het jy net verder geleef, en daar was toe 'n oop deur. Elke keer. Nou die oop deur, vir wanneer hierdie vervolging oor die wêreld, oor die Christene kom. En ons is daar. In Engeland kan jy nie meer op die straat staan en saggies bid nie. Jy kan nie. Ons het met COVID gesien, jy kon al na 'n mall toe, jy kon al na 'n pub toe, waar almal drink en dronk gedrink is, min of meer. Jy kon na musiekfeeste, waar almal dans en skree, met al die speeksel die wêreld vol, verskoon my terme. Jy kon, toe is die kerke nog gesluit. Ja, dis interessant, né? Kan jy onthou die ortodokse predikers daar in Oekraïne gesleep het in die straat, in Australië? Hulle gaan arresteer het, wat geweier het? Gaan kyk die video's. So dis nou net 'n stappie verder. Of is weer 'n voëlgriep, en 'n katgriep, en 'n hondegriep, en 'n watse virus ook al hulle los. Aapstype griep, ek noem hom sommer aapstype. Monkeypox. Wat ook al. En jy wil nie die inenting vat nie. Die volgende gaan hulle nie meer speel nie. Glo my. Hulle gaan nie meer speel. Hierdie eerste een was net 'n oefenronde. Of hulle sê digitaal. Jy moet volgende week of oor 'n maand van nou af, moet jy alles op jou foon hê. En as jy dit nie het nie, en volgende is die volgende stap, en in daai stappe sê jy nee. En dan het jy probleme. Dan het jy moeilikheid.
groot moeilikheid. En dis omdat dit gaan gebeur en God dit sien en weet wat hulle bose planne is, dat hy ons beloof het, ek sal die tyd verkort ter wille van my uitverkorenes. Want as ek dit nie verkort nie, sal hulle dit nie maak nie. Sal geen vlees dit maak nie. So ons moet nie hierdie slegte nuus en Rusland se oorlog en die Midde-Ooste se oorlog moet ons nie net sien as slegte nuus nie. Ons besef net nie wat is God op pad om ons van te red in hierdie wêreld nie. Want dis wat hy gesê het, ek sal die tyd verkort ter wille van my uitverkorenes. En ons is besig om daai tydsverkorting te sien voor ons oë afspeel. Dis hoekom Rusland gehak is en moes uittrek vir die oorlog. Dit is maklik. Dit raak nie moeilik nie. Jeremia 30 sê dit vir ons so mooi in die laaste vers. Teen die einde van die dae sal julle dit verstaan. Dis vir my so mooi vers daai. Hoekom gaan ons dit begin verstaan? Want ons sien dit. Ons lees die woord en ons sien dit. Teen die einde van die dae sal julle dit verstaan. Dis vir my so mooi. Want ons is nou in die dae waar Ros uitgetrek het vir die oorlog. Anders sê ek my aarde, maar hier lees ek dit in Jesegiel 38, 2 keer. My aarde. Sy maatjies. Hier's hulle, kom ons Google 'n bietjie, hier's hulle vandag, min of meer. Dit is toe nou sy maatjies vandag, 2600 jaar later. Wow! Kondig die vrylating van die gevangenes. Want op hierdie oomblik vandag is 'n groot deel van God se kinders en uitverkorenes op hierdie aarde is presies soos daai doodspeler in Jesegiel, wat dood is, wat lê, wat asem moet kry. Presies dit, 'n herlewing. Wat bring 'n herlewing? In tye soos hierdie, wanneer jy hierdie tye in die woord van God lees, en weet, dit gaan verbygaan, hierdie lelik, ons broei nie net op die lelik nie. Ons sien ons word die rykste en geseënste land in die wêreld. Hosea 2 sê, ek sal jou weer jou wingerde gee daar van die woestyn af, na ek tot jou hart gespreek het, sê ons sien dan, nadat ons 'n verootmoediging gegaan het. Dan veg God saam met ons. Ek sê vir julle vandaan, God veg nie nou saam met ons. Die mense wat die reg in eie hande wil neem, wapens wil opneem, tyd is verkeerd. Jy gaan teen die strafgerig in die toren van God opstaan, en jy gaan jouself verwoes. Hoor wat ek vir julle sê vanaand. Hoor, dis 'n belangrike waarskuwing hierdie. Hier's 'n proses wat moet afspeel, voor ons daar by die verootmoediging sal kom, en God dan vir ons sê, nou sê ek saam met julle. Nou vlug 1000 vir een. Dan verander die hele prentjie. Heeltemal. Maar dis nog baie water wat in die see moet loop. En ons kom eers uit, sodat ons geloofsboeties en sissies ook die geleentheid op die aarde het, om hiernatoe te kom, in veiligheid. Die Bybel sê dit so mooi, vreemdelinge sal jou mure bou, jou wingerde vir jou werk. Ou vra my enige appie dan, ja, wie gaan nou my wingerde vir my snoei en my wingerde werk? Ek sê, daai Franse wynboer. En hy gaan vir jou sê, as jy hierdie trossie soet nou, dan kry jy nog soveel korrels by. En as jy dit so doen, ja, want ons gaan die rykste geseënste land. Oom Sieners sê, ons kry minerale wat ons nie geweet het ons het nie. Die ou wat ek nou van gepraat het, uit die Midde-Ooste uit. Ja, hy het met my gesels oor daai minerale wat ons nie geweet het ons het nie. Hy het met my gesels daaroor. Baie interessante gesprek. Want hy is een van die topouens. En hy was in 'n vergadering in 2013 van my. Toe hoor hy Oom Sieners se gesig, oor ons gaan minerale kry, wat ons nie geweet het ons het nie. En hy, dis sy veld. En toe begin hy op 'n paar baie oulike goed. Dis 'n professionele, dis nie ou wat duimsuig nie, daar's 'n paar van hulle in die wêreld, wat op sy vlak is, 'n paar. Wat die kennis het, van die minerale en regte in Suid-Afrika. En toe hy die profesie hoor, want dis nou sy veld, van ons word die rykste en geseënste land ter wêreld, ons kry minerale wat ons nie geweet het bestaan nie. Toe lui sy kloppie, want dit is sy beroep, dit is sy spesialiteit. So ons is in verwonderlike tye. Jy kan hy profesie gaan lees, my maat. Sefanja 3 is baie duidelik aan die gemeente aan die kant die riviere van kus, dis die boere. Dan noem hy ons nog 'n paar ander name in hy selfe Sefanja 3, lees hom net verder aan. Sion, oorblyfsel van Israel,
dogter van Jerusalem. Hy praat nog by dieselfde groep aan die kant die riviere. Die skille sal in die laaste dae van die mense se oë afval. En ons gaan besef hoe ons mislei en bedrieg is oor baie jare. En ons weet nie eens meer wie ons is nie. Almal weet wie se. 'n Indiër sê vir my daar in vereniging eendag toe ek 'n ou Isuzu 2.5 bakkie by hom koop. Hy skatryk. Langs die ou tweedehandse plek waar ek nou maar koop, is 'n klomp sportkarre en 'n glasvensters. Hy's skatryk. En toe hy daar sit en ek en hy begin praat oor hy Arabiese skrifte teen sy mure, toe sê hy vir my, ja, maar hy is ook 'n kind van Abraham. Ek dink, okay, die ou weet hy's van Abraham. Ek weet nie. Ek hoop nie, vra my nie. Maar uit wat hy toe sê, hy sê uit Ismael. So hy weet hy's Ismael. Ek weet nie wie's ek nie. En hoekom weet ek nie? Ek gaan nie in hierdie dinge ingaan nie. Die vraag is, hoekom weet ek nie? Hoekom weet 'n ou wat karre verkoop in vereniging? Hy kom van Ismael. Hoekom is dit van my weggehou? Want dis ons al afleiding wat ek kan maak. As ek vir jou vra van waar af kom jy, dan gaan ons mekaar sit en kyk van, nee, ek seker maar van Adam af. Dit moet wees. Want daai beloftes is verseker is. En dit sê nie daar kan ander nie bekeer. Dit het niks met dit te doen nie. As God sê ek gaan met Esau dit doen, dan gaan hy dit mos met Esau doen. En as hy sê ek gaan met Egipte dit doen, dan gaan hy dit mos met Egipte doen. Hy sê vir ons wat hy moet verskillende entiteite gaan maak aan die einde van die dag. En daai entiteite is afgebreek dat ons weet nie eers meer. Wie Galdeërs, wie is? Jy weet nie eers meer nie. Maar staan geskryf. En ons is nou in hy tyd waar dit presies nou tot uitvoering gaan.